Goeienaand. Vanaand hervat ons weer ons reeks aandgesprekke vanuit die Psalms. Hierdie week by Psalm 32. Vanaand se tema onbelyde sondes steel lewensgeluk. Soms leef ons sonder lewensgeluk en vreugde, ook in ons verhouding met die Here. Het jy al daaraan gedink dat die oorsaak daarvan moontlik met die saak van vergifnis te maak het? Wanneer ek nie verkeerde in my lewe reg hanteer nie, ontneem dit my lewensgeluk. En die rede hiervoor is eenvoudig. Sonde en verkeerdheid bring disharmonie in my verhouding met die Here en dit het gevolge vir my hele lewe. Moontlik is die rede vir ons gebrek aan lewensvreugde sonde wat in die verlede plaasgevind het en waarmee ons nog nie voldoende afgehandel het nie. Daar is die dinge wat ek gedoen het, die egskeiding waardeur ek is, die bedrog, die leuns, die verkeerde optrede teenoor my geliefdes. Dit kan my steeds daagliks vasdruk en verhinder om voluit te lewe. Dan is daar dalk die dinge waarmee ek huidiglik besig is, die leuen waarin ek lewe, die bedrog wat ek beplan, die verhoudinge wat nie gesond is. Dalk het ek net in my toewyding aan die Here verslap. Dalk is daar iets in die toekoms wat ek nog beplan, al is dit heimlik, wat nie ooreenkom met die liefdesgebod nie. Al hierdie dinge, spesifieke dinge, groot dinge, maar ook 'n samehoping van klomp klein dingetjies, versteur ons verhouding met die Here en beroof ons van lewensgeluk. Ons weet nie wat Dawid se sonde was, waaroor hy in Psalm 32 skryf nie. Hy gebruik, soos in die res van die Psalm, 'n patroon van 3 woorde om dit te beskryf. En dit word boonop in vers 1 en 2 en ook weer in vers 5 herhaal. Sonde, oortredinge, opstandigheid. Dit is asof een term te min is. Sonde is nie maar net die enkele dinge wat ek verkeerd doen nie. Dit is meer omvattend. Dit is 'n manier van lewe wat skeiding bring tussen my en die Here. Ons weet ook nie hoekom Dawid oor sy sonde geswyg het nie, maar hy het. Dalk was dit onbewus. Dalk het hy nie geweet van sy sonde nie. Of dalk, so lyk dit meer waarskynlik, het hy doelbewus geswyg. Ek wil nog daarmee saamleef, dit koester. Dalk was hy te skaam om te bely. Hoe ook al, hy het dit nie bely nie, en dit het erge gevolge ingehou. Vers 3 en 4. Toe ek oor my sonde geswyg het, het my liggaam uitgeteer, soos ek heeldag om hulp geroep het. Die hand het dag en nag swaar op my gedruk. My krag het opgedroog, soos water in somerhitte. Weer 3 dinge. Sy liggaam het uitgeteer, die Here se hand het swaar op hom gedruk, sy krag het opgedroog soos water in somerhitte. Die gevolge van onbelyde sonde is omvattend. Dit is geestelik en fisies. Die Here los nie die sonde van die gelowige sommer maar net so nie. Hy kan nie, want hy is regverdig, maar hy wil ook nie, want hy soek lewensgeluk vir sy kinders. Dawid sien die tigtigende hand van die Here in sy swaar kry as gevolg van sy sonde. Hy gebruik later in vers 9 die beeld van 'n perd of 'n muil wat met 'n stang beteel moet word. En so beleef hy die tigtigende hand van die Here dag en nag. Dit leun swaar op hom. Sy liggaam teer uit, sy krag droog op. Die Here beteel hom. Genadiglik los die Here ons nie in ons sonde en met ons sonde nie. Sonder om nou te probeer om alle swaar kry en siekte sommer oor die boeg van onbelyde sonde te gooi, roep die Psalm ons op tot nadenke oor die dinge wat bydra tot die gebrek aan lewensgeluk. Ons moet die tigtigende hand van die Here as gevolg van ons sonde kan raak sien. Hy is genadiglik nog met ons besig. Dit help nie om oor die sonde te swyg nie. Dit help nie om in die sonde te volhard nie. Dit help nie om dit te koester as 'n verskoning vir 'n sondige lewe nie. Wie met onbelyde sonde saamleef, sal op die minste nie geluk en saligheid beleef, waaroor Psalm 32
eintlik sing nie. Goeienaand.